Hallo daar en baie welkom. Hierdie is 'n sak vol stories en ons het soos altyd 'n heerlike nuwe storie om met almal te deel. As jy wil seker maak jy loop nie 'n enkele storie mis nie, gaan teken in op ons nuusbrief op www.sakvolstories.co.za en volg ons waar ook al jy na potsendings luister. Maar nou daardie beloofde storie. Die sak staan sommer so bult van die storie daar binne, want dit is 'n storie propvol. Wag, laat ek nie nou die verrassing bederf nie. Is almal reg? Hier gaan ons met vandag se storie. Die man wat moes huishou. Eendag was daar 'n boer met die naam Ignatius Stokkenstroom. En hy was 'n regte ou suurknop. Hy het altyd fout gevind met alles wat sy vrou in en om die huis gedoen het. Een aand kom hy terug van die lande waar hulle besig was om hooi te sny en in bale te pak. En weer eens het hy deur geknarste tande geraas en gemor oor alles wat volgens hom fout is. Terwyl hy sy voete woedend stamp. My skat, moenie so kort van draad wees nie, het sy vrou hom gepaai. Daar sy, raak nou mooi rustig. Wat van 'n klein verandering? Ek sal môre uitgaan om die hooi te help sny en pak, dan bly jy by die huis en doen alles wat hier gedoen moet word. My wêreld, het Ignatius geantwoord. Dit klink vir my na 'n bakplan. En so is sy die volgende oggend met die sekel oor haar skouer daar weg om saam met die ander werkers in die veld te gaan hooi sny. 'n Sekel is 'n skerp kromlem aan 'n paal vasgemaak waarmee 'n mens lang gras sny. Dis ook waar die woord sekelmaan vandaan kom, want die maan lyk soos 'n sekel. Sy is daar weg en Ignatius het tuis gebly om die huis op te pas en die huiswerk te doen. Ek dink ek gaan eerste die botter karring, het hy trots verklaar. As 'n mens room lank genoeg klits, word dit botter en die proses word karring genoem. 'n Mens doen dit in 'n spesiale emmer wat ook 'n karring genoem word. Na hy ruk lank die botter gekarring het, was hy vreeslik moeg en warm. Ek's dors, het hy gedink. Tyd vir iets om te drink. En so is hy af na die kelder toe om 'n vaatjie vol bier oop te maak. Hy het skaars die kurk uit die vaatjie gehaal, toe hoor hy geluide van bo in die huis. Die vark het in die kombuis ingekom. Hy het met die bierkraan nog in sy hand dadelik met die trappe opgehardloop, so vinnig as wat hy kon, om die vark weg te jaag voordat die botter probeer eet. Maar toe hy bo kom, sien hy die vark het reeds die karring omgestamp en staan daar in die middel van 'n groot plas halfgekarringde botter wat net al hoe verder oor die vloer uitsprei. Hy was so woedend dat hy heeltemal van die vaatjie bier vergeet het. Jou simpel niks werd vark, skoort hierso, skoort! Hy het die vark al die pad uit die huis uit, deur die voortuin, tot by die tuinhekkie en toe uitgejaag en die hek hard agter die otterjasie toegeklap. Toe eers besef hy dat hy nog steeds met die kraan vir die vaatjie in sy hand staan. Toe hy terug in die kelder kom, het elke liewe laaste druppel uit die vaatjie uitgeloop en die vloer vol gelê. Hy het daarin probeer proe, maar dit was walglik. Ignatius besluit toe om in die melkkamer te gaan kyk of daar nog room is om te karring en gaan toe aan met die bottermakery.
Na 'n ruk besef hy dat hy skoon vergeet het om die koei uit die stal uit te laat en na die veld toe te vat om te wei. Ag, dis heeltemal te ver om haar nou al die pad weiveld toe te vat. Maar wag 'n bietjie. Die huis se dak is van riete en daar is 'n paar heerlike stukke gras wat daarop groei. Ek kan die koei op die dak laat wei. Ignatius en sy vrou se huis was teen 'n steil bult en hy het vir homself gesê: "As ek 'n plank teen die dak staan maak, sal die koei maklik tot op die dak kan klim." Maar Ignatius wou nie die kans vat om die botterkarring weer daar te los nie, want teen hierdie tyd was Ignatius en sy vrou se baba wakker en besig om op die vloer rond te kruip. "As ek dit hier los, gaan die kind dit voorwaar omstamp." So tel hy toe die karring op sy rug en stap uit. Maar toe tref dit hom. "Wag 'n bietjie, ek beter eers vir die koei water gee om te drink voor ek haar tot op die dak help." Hy tel 'n emmer op en stap tot by die put waar hulle water kry. Maar net soos hy op die rand van die put gaan staan en vooroor buk, loop al die room uit die karring uit, teen sy skouers en lyf af tot binne in die put. Met 'n lyf al druppend van die room, help Ignatius toe die koei teen die plank uit tot bo op die dak. Dit was teen hierdie tyd al amper aandete en hy het nog nie eers botter gemaak nie. So toe besluit hy om so lank pap te begin kook. Hy het die pot vol water gemaak en oor die vuur gehang om te kook. Toe tref nog iets op. Hou vas! Die koei kan van die dak afval en haar bene of haar nek breek. Toe klim hy op die dak om die koei mooi stewig te gaan vasmaak. Hy het die een punt van 'n tou om haar nek vasgemaak en die ander punt deur die skoorsteen in die huis in laat sak. Toe klim hy af, gaan in en bind die ander punt om sy eie been. Nou was dit tyd om goud te maak, want hy moes nog die meel vir die pap fyn maal. Ignatius het die meel met mening gestamp en gebreek. Maar terwyl hy besig was, het die koei op die dak begin om te gly. Soos hy teen die dak afgly, het die tou om haar nek deur die skoorsteen styf getrek en vir Ignatius aan sy been by die skoorsteen opgetrek. Daar hang Ignatius toe pens en pootjies onderste bo in die skoorsteen met net sy kop wat uitsteek. En die arme koei, sy het halfpad teen die huis se muur afgehang en stadig heen en weer gewieg. Nêrens heen op pad nie. Teen hierdie tyd het Ignatius se vrou, doodmoeg van werk in die hooivelde, gekyk na haar hoop vars gesnyde hooi en gewonder wanneer gaan Ignatius haar kom haal. Sy was verskriklik honger, maar hy het haar nog glad nie kom haal nie. Hoekom sou dit wees? Uiteindelik het sy besluit sy het lank genoeg gewag en alleen huis toe gestap. Maar toe sy daar aankom, sien sy die arme koei wat soos 'n halfmas vlaggie heen en weer teen die kant van die huis swaai. Sy het nader gehardloop en haar sekel uitgehaal om die arme koei los te sny. Maar soos sy die tou aan hierdie kant afsny om die koei te bevry, het Ignatius aan die binnekant teen die skoorsteen afgegly. So toe sy in die huis kom, kry sy haar arme man kop eerste in 'n pappot, omring deur 'n vloer vol rook. En dit was die laaste keer wat Ignatius ooit probeer huishou het. Sjoe, in vandag se storie het ons sommer 'n hele paar nuwe woorde geleer. Daar was karring, die manier waarop 'n mens botter maak. Ja, en daar was ook put. Dis 'n diep gat in die grond waar mens water kry. Die meeste van ons se water kom uit krane van groot opgaardamme af.
Maar baie huise het nog 'n boorgat en dit is net soos 'n put, maar gelukkig is dit toe, so niemand kan soos Ignatius daarin val nie. Dankie vir die saamkuier en onthou, jy kan hierdie en al die ander stories luister en saam lees op ons webwerf by www.sakvolstories.co.za. Tot volgende keer, arrivederci julle.